kan die Bybels oopmaak by Openbaring 5, die heel laaste boek in die Bybel. Ons gaan daarvan lees hoofstuk 5. Jy sal onthou dat ek verlede jaar, ek dink dit was Desember, het ek 2 eredienste gelei, waar ons ook oor die solas gesels het. So hier is nou die derde een. Die eerste een was Sola Gratia, en toe Sola Fide, geloof en genade. En vandag kyk ons na Christus alleen, waarom ons redding uit Christus alleen kom. So 'n bietjie meer daaroor later. Kom ons lees nou eers hoofstuk 5 saam, Openbaring 5, ons lees die hele hoofstuk. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant volgeskrywe was en wat met 7 seels goed verseël is. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Dis nou natuurlik Johannes. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toegegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê: Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Ons lees tot sover vanoggend. Voor ons by vandag se teks kom, net 'n vinnige herinnering aan wat verlede jaar gebeur het, soos ek nou net genoem het. So, sola is die Latynse woord wat slegs of alleen beteken. Nou, in reaksie teen die Katolieke Kerk het die hervormers in die 16de eeu gesê: God red ons uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen, volgens die Bybel alleen, tot eer van God alleen. In Latyn is dit dan sola gratia, sola fide, solus Christus, waar ons vandag kom, sola scriptura en soli Deo gloria. Met Christus alleen bedoel ons daar is redding in niemand nie, behalwe in hom. Handelinge 4 vers 12 wys vir ons duidelik, as dit oor Jesus praat en sê, daar is ook deur niemand anders verlossing nie, en daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee, waardeur ons verlos kan word nie. So jy sien, vir ons as gelowiges wat wil vashou in die Bybel, kom ons redding net deur Jesus alleen. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En dit bring ons dan by ons teks. Nou die hoofstuk gaan ons in drie gedeeltes verdeel. Die eerste 4 verse
vra dan die vraag, of maak dan die stelling dat ons het 'n nood om Christus te ontvang. Maar die vraag is, hoekom het ons Jesus nou nodig? Johannes was 'n gevangene op die eiland Patmos. Ons lees dit in die eerste hoofstuk van Openbaring. En een Sondag het Jesus hom die visioene van Openbaring 1 tot 22 gewys. In hoofstuk 4, die voorafgaande hoofstuk wat ons vandag gelees het Jesus hom hemel toe geneem en hy het vir God op die troon gesien sit met 'n klomp hemelwesens wat hom omring en hom aanbid. Nou waar hoofstuk 4 op God gefokus is, sien ons in hierdie hoofstuk van vandag dat die fokus draai nou na Jesus Christus, die Seun, die lam wat geslag is. In vers 1 sien ons, in God se regterhand was daar 'n boekrol. Soos die 10 gebooie en die Segiel se boekrol, was dit voor en agter volgeskryf dat niemand iets kon byvoeg nie. Die boekrol was nie met een wasseël of kleiseël verseël nie, maar met 7. En ons weet dat die 7 is die volmaakte getal, wat beteken dat die boekrol perfek verseël is. Niemand kon dit oopmaak nie. Dit dui op die volheid van God se raadplan. In vers 2 sien ons 'n sterk engel het hard uitgeroep, sodat die skepping hom kon hoor. Hy het almal uitgedaag en gevra wie is waardig om die boekrol se seels te breek. Hy het nie gevra wie sterk genoeg is om die seels te breek nie, maar wie is waardig. Slegs die persoon kon die boekrol oopmaak en die inhoud daarvan uitvoer. Waardig hier dui nie op vermoë of mag nie, maar op 'n status wat deur verdienslikheid bereik is. Deur sy lyding en sterwe as verlossingsdaad het Jesus dit verdien om die seels van die boekrol oop te maak. Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde is waardig nie, lees ons in vers 3. Niemand kon die oordeele wat in die boekrol staan voltrek nie. Dit sien mens later in hoofstuk 6. Die boekrol was 'n verseelde titelakte van die koninkryk en die erfporsie van God se testament. Niemand kon dit vir homself toeëien en die erfporsie uitdeel aan ander mense nie. Toe Johannes dit hoor, het hy in trane uitgebars, sien ons in vers 4. Hy het geweet as die boekrol verseël bly, sal Satan, die Romeinse keisers en die kerk se vervolgers triomfeer. Dan sou Johannes waarskynlik 'n gevangene op 'n eiland gebly het. Die duiwel sou seëvier en God se kerk sou die koninkryk verbeer. Die hele wêreld sou in duister gehul en in sonde gedompel bly. Niemand sou van die vyand en sonde bevry word nie. Die dood, vriende, sou die finale sê hê en ons in 'n skaakmat sit. Maar dank God die Vader vir Jesus Christus wat waardig is om die boekrol oop te maak en ons te red. Net sy sondelose lewe dien as bewys dat hy waardig is om voor God te verskyn en die boek uit sy hand te kan neem. En dit bring ons dan by die tweede gedeelte van die hoofstuk, vers 5 tot 7. En hierso sien ons, Jesus is die antwoord. Nou u het seker al die volgende stelling gehoor. Everyone is saying, Jesus is the answer, but what is the question? Nou die dilemma wat ons hier in vers 1 tot 4 geskets het, wat sê wie is waardig om die seels te breek en die boekrol oop te maak, dit is eintlik die vraag in die konteks van ons geleesde gedeelte. Wie is waardig om die wêreld te red, om die oordeel van die boekrol uit te voer? En in vers 5 sien ons dan, Jesus is die antwoord. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Hierdie twee uitdrukkings of benamings van Jesus kom net in hierdie gedeelte in hierdie presiese vorm voor. In Genesis 49 vers 9 tot 10 sê Jakob aan Juda, jy is 'n leeu, my seun Juda, jy sal aanhou regeer totdat Silo kom. Die uitspraak lei daartoe dat daar in die Joodse geskrifte na die Messias verwys is as 'n leeu en dat die teks van Genesis 49 mettertyd messiaans vertolk word. Dit verwys na Jesus. Die Messias kry die benaming dan leeu uit die stam van Juda. Die afstammeling van Dawid, wat ons ook in hierdie vers lees, is 'n weergawe van die grondteks wat sê die wortel van Dawid.
Ek seker as jy 'n 2020 vertaling het of 'n 1953, dan sal jy sien in die teks van vandag praat hulle van die wortel van Dawid. Nou hierdie is 'n toepassing op Jesaja 11 vers 1 wat sê: 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die wortel verwys eerder na 'n voorvader as na 'n nakomeling. Nietemin kry die uitdrukking uit die Joodse Messiasverwagting die betekenis van die afstammeling van Dawid. En die uitspraak van Jesaja 11 word dan mettertyd ook messiaans vertolk, soos Paulus ook doen in Romeine 15. Ons sien dus hierso dat Jesus is die leeu en die regmatige koning uit die stam van Juda. Die leeu wat sy vyande verskeer. Hy is meer as 'n menslike Messias uit die nageslag van Dawid. Hy is die wortel of oorsprong van Dawid. Hy is die seun van Dawid sowel as sy Here. Jesus is God en mens. Hy alleen is waardig om die seels te breek. As God triomfeer hy oor sy vyande en oorwin Jesus die dood. En as mens sterf hy om presies dit reg te kan kry. Watter ander God het mens geword om vir ons sondes te sterf? Kon Allah, Vishnu, Krishna, 'n engel of Jehovah getuie se God dit doen? En watter mens is die volheid van God beliggaam, sodat hy vir miljoene mense se sonde kan sterf? Kon Moses, Maria, Mohammed, Boeddha of dalk die Katolieke Kerk se heiliges dit regkry? Watter wese is God en mens en kan as middelaar sy hand op albei partye lê? Jesus alleen voldoen aan hierdie vereistes. 1 Timoteus 2 vers 5 sê vir ons, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, en hierdie mens is Jesus Christus. Jesus is die testamentmaker, ekskuus. Ons sien hierso, Jesus is die testamentmaker van die Nuwe Testament. Hy het gesterf en hy het weer opgestaan. Hy is die eksekuteur en die erfgenaam van sy eie testament, sodat hy die koninkryk vir sy kerk kan gee. Wat van mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie? Deur die skepping en hulle gewete weet hulle God bestaan. Dit leer Paulus ons uit Romeine 1 en 2. Nogtans kies die sondaar mens om teen God te sondig. As hulle die Here wou ken, sou hy iemand stuur om die evangelie met hulle te deel. John Piper vertel die verhaal van Warasa Wanga. Hy was van die Gedeo bevolkingsgroep in Ethiopië en dien as 'n voorbeeld van iemand wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Toe hy in 1940 die Here soek, toe kry hy 'n antwoord. Die Gedeo stam het geglo daar is 'n opperwese wat alles gemaak het, so hulle het geweet daar's 'n God wat geskep het. Maar hulle het hom egter nie aanbid nie, maar eerder vir 'n bose gees geoffer, sodat hierdie skepper God hulle moet uitlos en nie moet straf nie. Dis wat hulle geglo het. Op 'n dag toe sê Warasa Wanga vir homself, ons moet die ware God aanbid. Hy het God gevra om homself aan die Gedeo mense te openbaar. Daardie nag toe droom hy die Here stuur mense na hulle toe. Die mense het hulle tente oorkant die vallei opgeslaan. Na 'n ruk toe bou hulle huise met blink dakke. Dit was anders as die Gedeo mense se grasdakhuise. 8 jaar later in 1948 is Warasa Wanga se droom vervul. 2 sendelinge het van Kanada afgekom. Hulle is aangesê om nie onder die Gedeo mense te woon nie, omdat die land se politieke situasie onstabiel was. Hulle het toe hulle tente oorkant die vallei opgeslaan. Na 3 jaar toe bou hulle huise met sinkdakke wat in die son blink. Die Here het Warasa Wanga se gebed beantwoord. Hy het tot bekering gekom en is later vir sy nuutgevonde geloof in die tronk gesit. Wat 'n wonderlike getuienis van 'n antwoord op gebed. Dat wanneer 'n mens vir die Here vra dat jy in hom wil glo, dan sal dit gebeur op sy tyd. Nou voor iemand gered kan word, moet hy die goeie nuus van Jesus hoor. Dit leer ons uit Romeine 10. En elkeen van ons wat hier sit,
het hierdie evangelie die voorreg gehad om hierdie evangelie al te hoor. Maar die vraag vandag is, glo ons dit? Glo u in Jesus as die enigste weg na die Vader? Johannes 14 vers 6 sê Jesus dit. Hy is die enigste weg. Of probeer ons, soos baie mense, ons eie weg baan? Steun ons op ons ouers se geloof, dalk jou eie doop, of jou lidmaatskap in hierdie gemeente, om in die hemel te kom? Dink ons God sal ons raak sien as ons onsself kastei of goed genoeg in Jesus se spore volg? Dalk net beter is as die mens langs met wie ons te doen het in die samelewing? Dit gaan nie help nie, vriende. Ons moet van onsself vergeet, onsself verloon, ons eie geregtigheid verwerp en Christus se geregtigheid deur geloof ontvang. Glo in die sterk leeu van Juda wat sy vyande verslaan het, toe hy as lam vir ons sondes geoffer is. Niemand is soos hy nie. Die hemelwesens beskerm God se troon om te keer dat iemand naby hom kom. Jesus loop reg verby hulle almal. Ons het dit gelees in hierdie gedeelte. Watter mens, demoon of heilige engel sal dit uit homself waag? Jeremia 30 vers 21 lees ons: Ek sal hom laat nader kom en hy sal tot my nader. Ja, wie is die een wat dit sal waag om tot my te nader? Is die uitspraak van die Here. En dit was Jesus. Jesus het die reg om die troon te nader, want hy is die geliefde en ewige seun van God. As mens het hy God se hart gewen en die hemel en ook die hemel gewen deur sy perfekte lewe en kruisdood. Om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, sodat ek dit weer kan opneem, sê Jesus in Johannes 10. Johannes sê, Jesus is soos 'n lam wat geslag is. Die letsels van Jesus se kruiswonde is nog aan hom. Die Vader aanvaar ons as hy dit sien. Buite Jesus is elkeen van ons in gevaar. Jesus is die lam met 7 oë en 7 horings. Sy 7 horings spreek van volmaakte krag om sy teenstanders mee te verpletter. 7 oë beteken dat hy alles sien. Die 7 oë is die 7 geeste van God. Nou dit beteken nie dat daar meer as een Heilige Gees is nie, maar dit verwys na die 7voudige of volmaakte Gees van God. Die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en ontzag vir die Here. Baie godsdienste sê hulle God sien alles. Wat sê hy as hy mense se sonde sien? Sien daardie God dit oor, dan is hy onheilig. Vergewe hy sonder om te straf, dan is hy onregverdig. Of wis daai God dalk mense se muur uit, dan is hy ongenaakbaar sonder liefde of genade. Party mense ontken egter dat daar enige God is en soek die oplossing by goeie mense. Watter mens is goed en sonder sonde? Selfs al sou jy 'n goeie mens vind, moet jy vra, kan jy jou sonde wegvat, of kan jy my sonde wegvat en my gewete reinig? Weereens is Jesus alleen die antwoord, vriende. Net hy is God en mens. Net hy het vir ons sonde gesterf en lewe weer. Net hy kan die boekrol vat en sy seels breek. Net hy kan die koninkryk vir homself toeëien. En dit bring ons dan laastens by die laaste verse van die hoofstuk, vers 8 tot 14. En na so 'n getuienis van wie Jesus is en wat hy gedoen het in vers 4 tot 7, maak dit tog net sin dat lof aan Jesus alleen toekom. Dit sien ons in vers 8 tot 14. Toe Jesus by sy hemelvaart in die hemel kom en die boekrol vat, toe breek die hemelwesens en die hele skepping spontaan uit in lofgesange. Ek lees weer vir ons verse 8 tot 14. Daar staan: Toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het. Uit elke geslag en taal en volk en nasie, u het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons gemaak.
en hulle sal as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon en van lewende wesens en die ouderlinge. Daar is 10.000 maal 10.000, duisende maal duisende, wat met harde stemme uitroep: Waardig is die lam wat geslag is, om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep: aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer, die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep: Amen, en die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Psalm 24 vers 7 tot 10 echo hierdie gedeelte. Daar staan: lig op julle koppe poorte, ja, lig julle self op, ewige ingange, sodat die roemryke koning kan ingaan. Wie is hierdie roemryke koning? Die Here, magtig en heldhaftig, die Here heldhaftig in die stryd. Lig op julle koppe poorte, ja, lig op julle ewige ingange, sodat die roemryke koning kan ingaan. Wie is hy, hierdie roemryke koning? Die Here, heerser oor alle magte. Hy is die roemryke koning. In Openbaring 4 het die hemel die Vader vir die skepping geprys. En in Openbaring 5 het hulle die Seun vir die nuwe skepping van verlossing geprys. 'n Nuwe lied vir 'n nuwe werk. Hulle het hom met goue harpe geprys. Van die begin af was die hemel vol musiek. Daar is agtergrondmusiek toe God die wêreld in Genesis 1 gemaak het, lees ons in Job 38, en die Vader en die Seun sing ook. Waarna verwys die goue bakke vol geurende gebede, en hoekom hou die hemelwesens die heiliges se gebede vas? Ons bid nie deur engele nie, aangesien Jesus die enigste middelaar is, maar soms stuur God egter sy engele met die antwoord op ons gebede. In hoofstuk 6, die volgende hoofstuk van Openbaring, sal mens sien dat die martelare vra God om die oordeel oor hulle moordenaars te wreek. In antwoord op hulle gebede het God die goue bakke vol gebede met sy oordeele gevul. Die hemelwesens het sy oordeele oor die kerk se vyande uitgegiet. Moet ons nie uit vers 8 aflei wat baie mense doen, dat ons tot engele en heiliges moet bid nie. Geen hemelwese sal 'n Christen se gebede aanvaar nie. Ons moet God alleen aanbid. Die hemelwesens in hierdie lofprysing prys hom, dis nou Jesus, dat hy aan die kruis gesterf het om die sondaars met sy bloed los te koop. Jesus se dood gee hom die reg om die boekrol te vat en sy seels te breek, om die testament se inhoud sy eie te maak. Toe Jesus die koninkryk ontvang, toe deel hy dit met sy kerk. Die koninkryk is nie meer tot Israel beperk nie. In die Ou Testament was Israel die koninklike priesterdom. In die Nuwe Testament egter is elke gelowige 'n priester en koning wat geestelike offers bring en saam met Jesus op die nuwe aarde sal regeer. Watter ander God het gesterf om sy vyande so te verhef en sy koninkryk met hulle te deel? Nie een God nie. Ons moet Jesus alleen prys, vriende. Dit geld vir gelowiges uit alle nasies. Hulle is die nuwe volk van God. Jesus is nie 'n streeksgod vir partygroepe nie, maar die God van alle nasies wêreldwyd. Ons moet vra, aan wie behoort die kerk? Behoort dit aan 'n enkele bevolkingsgroep, 'n taal of 'n etniese groep, of behoort dit aan Jesus wat gesterf het en die kerk met sy bloed gekoop het? Christus is die God van alle nasies. Buig jou voor hom neer en aanbid hom saam met die nasies. Aanbid hom saam met die engele. Al het Christus nie vir hulle gesterf nie, prys hulle hom. Hulle staan verwonder dat hy mens geword het en vir sy vyande gesterf het. Hulle aanbid hom met 'n volmaakte lofprysing. Die hele skepping prys hom, sien ons in vers 13. Die koor begin met 4 hemelwesens en 24 ouderlinge en eindig met die hele skepping. Waarvoor prys die skepping hom? Vir sy kruisdood vir die sondaars. Soos 'n mens se sonde die skepping laat val het, sal God die skepping herstel wanneer hy die mense finaal gaan verlos. Daarom prys die skepping hom vir die mense se redding.
Watter profeet of God het gesterf om die mens te red en die skepping te herstel? Christus alleen het dit gedoen, want hy het gesterf om dit reg te kry. 'n Godsdienst sonder 'n kruis is nie goeie nuus nie. Prys die Vader wat die inisiatief geneem het om ons te red, die Seun wat vir ons gesterf het en die Gees wat ons die voordele van die Jesus se kruisdood gee. Ego die hemelse lof soos hulle mekaar se lof ego. Maak Christus die kern van jou lewe, jou huwelik, jou geldelike offers, jou verhoudings, jou swaar kry en jou gemeente. Moet nooit soos die wêreld moeg raak vir Christus nie. Jesus is waardig van die hoogste lof. Daar is niemand soos hy nie. Redding kom deur hom alleen. Daarom prys Jesus alleen. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom nader met dankbare harte na die waarheid wat U aan ons bekend gemaak het in Openbaring 5. Dankie vir die woord wat ons help sien hoe die hemel vol lof is vir die Lam wat waardig is. Ons aanbid U omdat U die Skepper en die Bewaarder is en omdat Jesus Christus alleen waardig is om die boekrol te open en U plan van verlossing te voltooi. Here Jesus, U alleen het deur die offer die prys betaal vir ons sonde. U bloed het ons gekoop, U wonde het ons genees en die opstanding het die pad vir die ewige lewe en die hoop gebaan. Laat ons nooit die grootheid van die opoffering vergeet nie. Gee dat ons met dankbaarheid sal getuig met 'n lewe wat weerspieël dat ons aan U behoort. Heilige Gees, maak ons harte rein sodat ons in teenwoordigheid van die Koning kan staan met eerbied en vreeslose aanbidding. Verwyder alles wat ons aandag of ons oë van Christus af wegtrek. Trots, vrees, selfverheffing en vervang dit met nederigheid, geloof en volhardende liefde. Vul ons met die vuur van aanbidding wat uit die hemel vloei, sodat ons nie net sing met ons lippe nie, maar leef in 'n heilige toewyding. Vader, gee ons die krag om Christus alleen te spreek in woord en daad. Laat ons in ons familie, werkplek en gemeente getroue getuies wees van die heerskappy van Jesus. Wanneer die wêreld menslike figure met status en sukses aanbid, gee ons die wysheid en moed om vas te staan by die Lam wat alleen waardig is. Here, kom regeer oor ons gemeente en ons lewens. Herstel wat gebroken is, genees wat siek is en verenig ons in die eenheid van die Gees. Laat ons soos die skare rondom die troon deel word van die onophoudelike aanbidding met elke volk, nasie en taal wat die heerlikheid van Christus alleen uitroep. Dankie Here dat U luister. Aan U alleen kom eer toe, in die hemel en op die aarde, nou en vir ewig. Aan Jesus Christus, die Lam wat waardig is. Amen.